Die voorreg is altyd so groot om jou te groet in die naam van Jesus. En vanoggend wil ek jou groet in daai naam en ek wil ook vir jou met jou meedeel oor 'n verhaal wat in die Bybel gedeel word, wat die Here vanoggend op my hart gelê het. En waarin ek en jy 99% van die kere val. Ons luister na gelowiges om ons, wat sekere dinge sê, en dan val ons in dieselfde struik. Iets wat Jesus ons nie geleer het nie. Ek is in die boek van Johannes, hoofstuk 8 vanoggend, vanaf vers 1 tot in vers 11. Wat gebeur hier? Jesus is besig om die mense te leer uit die woord uit. In ander woorde, in ons terme is hy besig met Bybelstudie. En hy vertel die mense en hy lees vir die mense en hy help hulle reg. Maar skielik kom die gelowiges om hulle, die mense, die skrifgeleerdes, die mense wat hoog geleer is, en bring 'n vrou na hom toe wat oorspel gepleeg het. En hulle sê vir Jesus, kyk, hierdie vrou het oorspel gepleeg. Nou in daai jare het die wet gesê dat as jy dit gedoen het, dan moet jy doodgestenig word. Maar Jesus sê vir hulle iets baie, baie mooi. Jy wat dan geen sonde het nie, gooi jy die eerste klip. En Jesus het so met sy vinger in die grond geskryf en so aan. En op die ou einde van die dag het elkeen van hulle geloop. Want elkeen van daai mense wat so oordelig was teenoor hierdie vrou, het ook sonde. En dit bring my tot die plek waar ek en jy wat beweeg in die wêreld, tussen medebroers en susters, tussen vriende, familie, wat ook al dit mag wees. Hoe vinnig oordeel ek en jy hulle oor 'n misstap? Maar ek en jy het ook sonde, en miskien dieselfde sonde, of dalk sonde wat groter is. Alhoewel ons weet sonde is sonde, maar iets erger is dit. En die feit dat Jesus ons leer elke dag, beteken nie dat daai goed sal nooit kom nie. Maar ek en jy moet die wysheid soek om deur hierdie dinge of verby hierdie dinge te kyk. En in plaas van om daai persoon te oordeel vir iets wat hulle gedoen het, liewers in jou binnekamer in te gaan en vir daai persoon te bid. En die Here se seën en se krag en die Heilige Gees se teenwoordigheid sal vra oor daai persoon. In plek daarvan om daai persoon ten volle heeltemal te veroordeel. Ek laat hierdie woord vanoggend by u. Ek weet die Heilige Gees het dit vir 'n sekere rede vir 'n sekere persoon vanoggend of persone op die hart gelê. Dalk het jy iemand geoordeel vanoggend. En dalk was dit nie jou plek nie, of gistermiddag of gisteraand. Weet jy wat, doen die regte ding. Erken eerstens voor Jesus se aangesig dat jy ook sonde het. Vra om vergifnis en vergewe daai persoon. En gaan na daai persoon toe en as hulle weet jy het hulle veroordeel, gaan vra om verskoning, gaan vra om vergifnis. Brood en water, 5 minute woordbediening en seëngroete, en ek sê weer, Jesus het jou baie lief. Amen.